Hallo julle, ek is Lizaan Du Plessis. Vandag gesels ons 'n bietjie oor hoe om jou hardkoppige kind gedetermineerd te maak. My pa vertel hoe hy as kind moes help om 'n perd in te breek. Hy is een van 7 kinders en het op 'n pastorie groot geword, maar vakansies het hulle by oom Jimmy op die plaas gaan kuier. Julle weet mos, jare gelede het hulle op perde op ander maniere ingebreek as wat hulle nou doen. Toe het hulle mag en krag gebruik sodat die perd later onderdanig geword het en uiteindelik die toom in sy mond en die saal op sy rug kon hanteer. Vandag doen ons dit nie meer so nie. Vandag gebruik ons nie meer mag en krag om perde in te breek nie. Ons leer hulle om daai autoriteit aan die mens te gee wat hulle gaan ry. So ook voel jy dalk dat as jy 'n hardkoppige kind in jou huis het, dat jy hom moet inbreek. Daardie kind wat sy asem ophou of eetkamer toe sal gaan sonder kos as om sy broccoli te eet. Daardie kind wat self sy klere wil kies en self wil aantrek. Daardie kind wat 1000 keer van sy fiets sal wil val, maar hy sal self leer om hy fiets te ry. En hy sal self nog agter die stuur ook sit en bestuur as jy hom die kans gee. Kom bietjie nader, alle mammas met daai hardkoppige kinders in die huis. Ek kan sien dit is moeilik. Ek kan sien hulle dryf julle teen die mure uit. Maar daardie kinders moenie verander word nie. Daardie kinders moet net geleer word om daardie eienskappe van hardkoppigheid en gedetermineerdheid en selfgeldendheid passievol te gebruik. Julle gaan nog sien, eendag gaan hierdie kinders awesome dinge doen, want dit is hoe God hulle gemaak het. Cynthia Thomas het 'n boek geskryf, You Can't Make Me, But I Can Be Persuaded. Hierdie titel sê vir my alles. Hierdie kinders wil nie gemaak word of gesê word wat om te doen en hoe om dit te doen. So dit is belangrik om vir hierdie kinders keuses te gee, want wanneer ons vir hulle keuses gee, dan voel hulle bietjie meer in beheer, hulle voel ons respekteer hulle en hulle voel net hulle het die besluit geneem, al het hulle nie noodwendig die besluit geneem nie. Sy gee ook 'n goeie tip oor hoe ons met hierdie kinders moet gesels wanneer dit kom by daai dinge wat nie eintlik negotiable is nie. En sy gee jou instruksies, soos byvoorbeeld, maak jou vas met die gordel, okay? Eet daai kos gou, okay? So aan die einde van wat jy vir jou kind sê om te doen, gooi jy net die woordjie okay in. Dit klink amper bietjie soos 'n teenstelling, want aan die een kant sê ons vir hulle om iets te doen en aan die ander kant sê ons okay. Maar dit is belangrik hoe jy daai okay sê. Ons sê hom nie met 'n ag, maak jy jou sitplekgordel vas, okay? Ons sê hom nie met 'n vraag in ons stem nie. Ons sê hom met maak asseblief jou veiligheidsgordel vas, okay? Maar net die manier wat ons dit vir die kinders sê, gee vir hulle 'n gevoel van hulle is in beheer. Hulle het dalk 'n keuse om hier te maak. Met een van my onlangse ouerskapkonsultasies het die mamma van 'n 2-jarige vir my vertel hoe moeilik dit vir haar is. Want elke keer as sy iets vir haar 2-jarige sê om te doen, dan word dit vinnig met 'n nee of met 'n self ontvang. Sy het nou die dag vir haar gesê, kom ons gaan lekker pannekoek eet. Toe dadelik sê sy nee, sy mooi daaroor dink, toe besef sy, maar nie eintlik wil sy pannekoek hê. Toe moet sy vinnig terugtrap en sê nee, maar sy wil eintlik pannekoek hê. Ons moet onthou, 2-jariges ontwikkel nog hulle identiteit. Hulle moet leer dat hulle apart is van mamma en dis waarom daai nee woordjie en selfwoordjie baie keer inskop. Dis anders as 'n hardkoppige kind wat waarskynlik al besef hy het nou net nee gesê vir die pannekoek, eintlik nie dit gaan omdraai en weer gaan sê ja nie. Hierdie hardkoppige kinders het 'n spesifieke manier nodig hoe ons hulle kan leer om hulle talente en hulle gedetermineerdheid wat God vir hulle gegee het, te gebruik. Eendag gaan jou kind amazing dinge doen. Daarvan is ek seker.